Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou story, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom terug by seisoen 2 van Dromers en Doeners. Dankie vir almal wat gekyk het in seisoen 1. Ons het 'n splinter nuwe stel hierso. Jy lyk heeltemal anders as in seisoen 1. So ons is weer by Connection Studio. So weer eens dankie aan Jaco van Connection dat ons die voorreg het om weer hierdie stel hier te kan bou. En dan dankie aan almal wat gekyk het in seisoen 1. Dankie vir julle ondersteuning. Ek is baie opgewonde oor vandag se gas. Dit is iemand wat ek eintlik in seisoen 1 al hier wou gehad het, maar ons datums en ons tye kon net nie oplaai nie. En toe ek hom nooi vir seisoen 2, toe hy's die eerste een wat ja gesê het. En dan maak ek hom sommer nou episode nommer 1 ook. So verwelkom asseblief Ivan Roux. Baie dankie. Hoe gaan met jou? Goed en jy man? Yes, goed. Baie dankie dat jy hier is, man. Baie dankie dat jy my genooi het. Ek waardeer. Uiteindelik. Yes. Ek kan onthou seisoen 1, dit was so sad toe jy nou gesê het. Ja, jessie. Jy kon nie. Ek was nogal hartseer want jy kon nie ophou praat oor hoe great dit was. Soos obviously wil ek deel wees. Ja, en jy was obviously jy het ingestem en toe maar die werk en het net so bietjie geclash. Ja, ongelukkig gebeur daai tipe goed nou Ja, maar. happens. Maar baie dankie dat jy hier is. Is jy lekker besig? Is die dinge aan die gang? Ja, yes, ons het vinnig afgeskop. Ons het 'n toer nou gehad in die Oos-Kaap wat vir so 2 weke aangegaan het, ek en Franja. So daai is baie bedrywig want jy doen so 3 shows 'n dag, 2 promos by 'n skool en dan in die aand tree jy op. En dan doen jy nou jou vol show. So dan sit strike volgende dorp toe. Ons arme klankingenieur het ek dink in die paar dae wat ons getoer het 28 keer op en af geslaan. Jo. So ek dink as iemand moeg getoer is dit hy. Dan is dit dit baie lekker. Ja, dis harde werk. Daai ouens werk hard. Ja. Ek het die grap met hom gemaak. Toe vra ek hom het jy gekies om hierdie te doen? Soos as dit uit vrye wil dat jy hierdie wou doen. Hoorie, dit is eintlik interessant wat jy sê want ek meen klankingenieurs, ouens wat stages bou by feeste, daai ouens werk vrek hard. Ek dink die mense sien altyd wat se effort, sweet, trane daar aangaan nie, want ek meen as jy kyk nog goed soos jou groot feeste, hulle is al die aand voor die tyd daar, wind, reën, maak nie saak jy daar stage moet op. Dis crazy. Eerder hulle as ek. Hulle werk genuine baie hard. Hulle is eintlik wat 'n mens kan noem die unsung heroes van die 100%, musiekwêreld en van die 100%. vermaaklikheidsindustrie. Oh yes. Want julle ouens doen al die Ons doen die lekker deel. julle sing, julle is altyd die front, weet kollig is op julle. Presies. Maar daar's ouens en jy kan my sê of ek reg of verkeerd is, maar ek dink 'n sanger en 'n klankingenieur moet 'n goeie verhouding hê. Ek is nog altyd baie erg daarop. Ek sê altyd vir die jonger kunstenaars wat ook inkom, jou eerste buddies wat jy moet maak by 'n show, is die ou agter daai desk. Want as jy hom gaan kwaad maak, Dan gaan jy nie mooi klink. Ja, kyk jy gaan dalk nice voorklink want anders klink sy sound nie lekker nie. Ja. Maar in jou ore en op jou monitors gaan jy nie so great klink nie. Ja, as die crowd se reaksie nie meer so lekker lyk, dan moet jy weet dit wat hulle hoor is Presies. Dan moet jy weet jy het op die verkeerde voet begin dan. Ja. Hoorie man, ek gaan nou vandag 'n bietjie met jou chat. Ek ken jou obviously 'n klein rukkie al. Ons het ontmoet en officially eintlik eers lekker mekaar leer ken met 'n Morsig se musiekvideo shoot. Dis reg. Maar ek volg jou nou al van way back van die kontrak se dae af, want dit is waar ek jou die eerste keer gesien het en waar jy kan ek maar sê bekendheid. Ja, ek dink dis waar die wêreld begin min of meer vir jou die eerste begin leer keer ken gesien het, ja. So daar's baie goed van jou wat ek graag wil weet en ek is seker baie van die kykers wat jou aanhangers is wil ook weet. So ons gaan 'n lekker journey vat deur 'n gedeelte van jou lewe. Ek is excited ou. En ek wil begin by jou jou grootwordjare. Waar het jy groot geword? Is jy 'n Pretoriaaner? Ek is 'n Pretoriaaner, born and bred soos hulle sal sê. Actually in Centurion. Het ek groot geword, skool gegaan. Ek was in laerskool in Leipold, hoërskool Centurion. Ja. Was vir 'n kwartaal in Swartkop, maar ek was te stout, toe skuif ons. Toe trek my ma gelukkig voor hulle my kan skors. Toe trek ons Littleton se wêreld toe. Ja. En toe skuif ek hoërskool Centurion, maar toe was ek baie gelukkig want toe is al my laerskool chommies in dieselfde skool as ek. Ag nice. Ja. Ek het ook op 'n stadium vir 'n klein rukkie in Littleton gebly, oorkant Unitas Hospitaal. Yes, Maar ja, nee, sê, ons is aan die ander kant van die treinspoor. Jy weet daai lekker groot brug wat oor die treinspoor hardloop, by die baseballbaan. O ja. Sportspark of iets soos dit. Ek kan nie eens onthou nie. Okay, lekker. Maar ja. En okay, cool. So jy's 'n born and bred Pretoriaaner. Oh yes. Maar sê gou vir my die liefde vir musiek. Waar dit vandaan gekom? Om met jou eerlik te wees, ek dink die eerste herinnering wat ek het van waar ek iemand sien optree het, was
my ma het seker VHS tapes gehad en Michael Jackson was nogal 'n groot een in ons huis. Daar was so die voorblad of die foto van die VHS was 'n standbeeld van Michael Jackson. So dit was die een VHS was live Ja. en die ander een was al sy music videos met Thriller en so ek dink my liefde vir performing het van daar af gekom Ja. om te sien hoe hierdie ou perform, maar ek dink waar dit musiek regtig met my begin praat het was in ek dink graad 6, graad 7 toe ek my eerste kasseitspeler gekry het of CD-speler, jy weet mos daai groot ding Ja. wat jy gekry het, voor is die kaset, bo is die CD. CD. En ek het 'n Creedence Clearwater Revival kaset gekry. Nice. En van toe af, toe ek bietjie stout raak in die hoërskool, toe begin musiek meer met my praat, soos jou Eminem, Limp Bizkit, daai van ek volg nie reëls nie, ek doen nie dit nie. En Rebelse musiek. presies, basically ja. Ja. Jou new metal en rap, as ek dit so kan stel. Nice. En ja, ek voel net dit het met my gepraat beter as dit mense met my kon praat Cool. op daai stadium van my lewe. Maar op skool het ek nie koor regtig gedoen nie. Ek het probeer, maar dit was nie cool daai tyd nie. Okay. So jy het 'n keuse gehad van of jy doen sport of jy doen kultuur. Ja. As 'n seun. Of jy's nerdy, soos het ons het daai tyd gesê het, of jy's sportief. Ja. En ek het toe maar gegaan met die sport rigting. My ma en my broer, hulle almal was meer sportief as enigiets anders. Ja. So atletiek gehardloop, rugby gespeel my hele lewe lank op skool. En dit was eers na skool wat ek toe besef het, okay, wag, kom ons try 'n bietjie hierdie. Want ek dink dan hoor mense jou vir die eerste keer bietjie sing, as jy saam met iets sing en almal gaan sê, hoekom sing jy nie? Wow. Dink ek nee, hierdie was maar net altyd lekker in die kamer. As ek Ja. kwaad raak van my ma, dan sit ek M&M man en dan blaar ek dit al in my kamer. Ja. Ja. So, okay, jy antwoord eintlik nou 'n vraag wat ek nog wou vra. Maar so daar was nie ander musikale mense in jou gesin wat dalk gesing het of Glad so nie. Enigste ou waarna ek kan dink is my oom Louis, wat hy het dit ook uit in die kerk en goed gespeel Okay. vir die lekke in Vrystaat of in Right. Kroonstad. So daar was nooit daai direkte konnotasie met enigiemand in my familie wat ek dink ons almal was nog altyd baie lief vir musiek. Ja. Nog my ma en Meatloaf en Pink Floyd en daai goeie, so ek het groot geword met proper rock and roll. Great musiek. Great musiek Ja. en stories. Ja. Ja, so maar nee. En toe wanneer vat my terug na die oomblik toe waar jy besluit het of besef het jy wil musiek as 'n loopbaan pursue. Yes, ek het nooit geweet is dit moontlik nie. Dis voor social media, dis voor enige van daai goeie, voordat jy famous geraak het op jy dis of jy's 'n akteur of jy's 'n sanger. Ja. En vir my was dit net my stiefbroer het eendag vir my, ons was op vakansie, toe sê hy vir my, "Hoekom gaan try nie idols nie?" Toe ek sê, "Ja, ek weet nie of ek dit wil doen nie." En nog nooit voor mense gesing nie. Ja. En toe het ek so 1 of 2 keer dit gaan try, nooit ingekom het. Toe dink ek, "Wag, kom ons try weer." En in 2014, Ja. toe maak ons dit. Toe is ek in dieselfde jaar as Demi Lee daar en toe het ons albei in die top 10 gekom. Maar en jy dink daarna jy's kind of gemaak. Ja. Maar wat baie min mense jou vertel is jy word soort van net gelos. Okay. Daar's nie van record deals en mense coach en guide jou en so dit is nogal so baie kontrasterende ding. Jy's hier voor al hierdie mense op live TV, jy sing voor duisende mense vlok by die mall om jou handtekening te kry en dan next moment weg is jy. Weg is jy. Ja, en ek dink daar het ek vir die eerste keer gaan, wag, ek moet dit lewendig hou. Ja. So kom ons gaan try 'n bietjie pubs en daai goeder speel en dis hoe ek maar in daai circuit ingekom het. Great, want ek wou juist geweet het toe jy nou voor die kontrak wat nou 2018 was. Yes. Wou ek juist geweet het jy toe nou bietjie gesing en bietjie pub gigs en daai tipe goeders gedoen? Yes. Jy was 'n aktiewe musikant. Musikant, yes. Ja. En ja, want soos ek sê, daai tyd was daar nie TikTok en sulke goed waar jy video's kan post en dan oornag, boom, jy is famous nie. Mense sien jou nie iewers sing op socials en dan boek hulle jou nie. Glad nie, nee. So dit het maar letterlik, jy het maar residency gigs gekry by plekke soos 'n Pepper Chair of 'n Blackwoods of 'n daai tipe van plekke. Dis crazy hoe dinge verander het want net om nou dit wat ons nou bespreek het, as jy nou terugdink 20 jaar terug, 15 jaar terug, hoe het musikante gigs gekry? Jy moet probably na 'n venue toe gaan en sê ek is Ivan Roux, ek sing. Jy's 'n salesperson. En dan sê hulle vir jou, okay, cool, maar jy moet jou eerste show verniet doen en as ons jou like, boek ons jou weer. Presies, of ons sal vir jou bord kos en 'n draft gee en dan R200. Ja. En dan, okay, cool. Maar jy's net happy want in my kop was dit altyd gewees van ek weet nie wie in daai pub gaan sit nie. Met die hoop en die droom dat iemand daar gaan sit wat gaan hoor jy ons sien ietsie so. Okay. En snaaks genoeg, ek gaan vir jou jok, maar ek kan nie eens onthou wie het my raak gesien nie. Maar toe het ek so ek en Jacques Du Plessis het toe begin pelle raak en goed. O, ja. En toe het hy my saam met hom begin inkry by die feeste want hy het obviously baie saam met Teens en Bobby getoer.
En dan het hulle altyd soos 'n opening act gekort vir en ek was altyd obviously heel eerste om my hand op te steek en Ja. so dit was baie cool. Voor die kontrak het ek daarmee voorreg gehad om met kunstenaars soos Bobby en Teens en daai goed te werk wat ek dink het my baie gehelp. En Ja. ek dink die musikante en soos jy gesê het, klankingenieurs kry baie meer respek vir jou want jy het geleer wat dit is om jou eie speakers op te slaan. Ja. Hoe om goeders op te pas, hoe om 4 ure in 'n aand te sing vir R500 Ja. aan een. En ja, Jy sien. En toe kom okay, voor ons daartoe gaan. Dis iets wat ek jou wou vra. Wie was jou early inspirations? Nou wie het jy opgekyk as musikante? Of dit nou nasionaal of internasionaal is. Jy weet toe jy nou begin pub gigs en daai tipe Yes. doen het. Wie het jou geïnspireer? Wie was jou waar ek wil My wees mikpunt. eendag? Ja. ek moet sê Teens was nog altyd daarbo. Ek het nooit van sy musiek regtig gespeel in kuierplek en ek het gevoel dis een van daai wat jy don't touch it. Like, Ja. it's sacred, los it. Ja. Maar ek was baie lief vir stories. So Lorika Raag, Anton Goosen, Koos Du Plessis. Daai was maar as ek moet dink Afrikaans, het ek gedink, jessie, ek sal like om eendag 'n legacy agter te los soos wat hulle doen. Ja. Stories. En ek dink dit is wat my ook getrek het country musiek toe, is die stories daarin. Maar ek het altyd hierdie ding gehad. Almal het my gevra, "Saam wie wil jy eendag stage deel?" Of wat? Saam met wie sou jy eendag live om 'n liedjie te doen? Of Okay. wil jy so wees? Ja. En ek weet nie of dit die windgat ek was of wat dit was nie, maar ek het net gegaan, ek wil nie opkyk na enigiemand nie. Ek wil Ivan Roux wees. Ek wil nie soos iemand klink nie. Ek wil nie soos dit en dis hoekom ek nooit gegaan het vir sangopleiding of gitaaropleiding want ek was bang hulle verander alles van my Wow. om so te klink of classical te klink of en ek het net gegaan dis seker 'n bietjie windgat gewees, maar ek het net gesê ek kyk op na niemand nie. Ek is obviously daar was inspiration soos Ja. Creedence Clearwater, Johnny Cash, Bob Dylan. Yes. Weer eens alles met stories. Bob Dylan se goed. Oh, Ja. ja, amazing. Hoorie, maar dit is cool. Ek dink nie dit is windgat soos jy sê nie. Ek dink jy het van die begin af geweet jy wil sterk wees in jou eie identiteit as wie jy is. Mense moet as ek 'n liedjie hoor van jou of dit nou 'n cover is of dit nou 'n original is, en mens kan dadelik hoor dis Ivan wat ons Yes. sing. En dit is kind of baie belangrik dink ek. In die musiekwêreld om jou identiteit te kan 100%. establish dadelik. Ja, 100%. So dis nogal cool. Dat dit is nou jou wie jou inspirasies was en hoe jy Yes. kom met waar jy nou is baie cool. Ek wil gou vinnig raak aan jou tyd by die kontrak. Hoe het jy besluit om in te skryf? Het jy net self besluit? Het iemand jou gedare? Dis nee, Of het iemand anders jou ingeskryf? Dit was kyk, na Idols het ek gesê ek wil nooit weer 'n sangkompetisie doen nie. Ja. Want toe ek op Idols was, daai tyd was it was ratings driven, want dit is TV. So dit gaan oor die ratings, dit gaan oor die storie wat jy vertel. So as Ja. jy nie sê nie dat ek sê die mense wat gewen het en daar was het dit nie verdien nie, glad nie. Natuurlik, ja. Maar dit het vir my baie meer gegaan as oor net die talent of jy weet. En toe het mense my karnaval begin vra en ek het toe vir Dewald mense sê skryf in. Ja. Toe gaan ek cool. Ou nee, hy het gesê hy sal like om my te kies. Okay. Toe sê ek okay, maar ek wil nie Afrikaans doen. En toe gaan ek rebel ek bietjie teen dit. Toe sê hy maar jy moet 'n audition video maak. Jy kan nie net sê jy wil inskryf Ja. nie. Toe sê ek okay, fair. Toe rebel ek weer en toe submit ek 'n Engelse liedjie. Dit was van X Ambassadors. Ek kan nie eens onthou wat die liedjie se naam was nie. Maar toe gaan ek gaan die een ou wees wat met 'n Engelse liedjie inskryf. Audition, ja. Ja, en ek moet sê ek het baie teen dit geskop tot ek involved geraak het en myself apply het daaraan. Ja. Toe sê ek soos wow, hierdie is glad nie soos die ander sangkompetisies nie. Hierdie begin actually soos 'n klein familie raak. Ja, Ouens ja. kyk uit vir jou. Dis en ek meen jy het mentors gehad. Ja, dis anders as wat nou Idols gebeur. Wel 100%. Daar was 'n kies 'n liedjie, gee vir jou papier met 28 liedjies en jy's top 16. Nou moet jy fight vir 'n liedjie daar. Jy kan nie Purple Rain nie, want daai ou het klaar Purple Rain of en ja. En dit is hulle en ek meen in Idols is daar beoordelaars, so jy word gejudge. Ek neem aan in die kontrak word jy ook beoordeel, maar jy het ook mentors. Maar dit So presies. Jy's onder guidance die hele tyd 100%, van ouens wat ja. gevestig is in die industrie. Dit maak dit seker obviously nou baie lekkerder. Ja, 100%. En- Ek dink in daai ek kan nie eens onthou lank ons geshoot het, maar ons het nogal lank geshoot. Ja. Maar jy leer so flippend baie. Ja. By nie net die mentors nie, maar die musikante wat saam met jou op die verhoog is. Ja. Ek meen hierdie ouens was almal musikante wat op Afrikaans is groot speel, op in die bosse in-house band. So dis ouens met insane kennis. Ja. En ek dink as jy vir enigiemand as daar ooit weer so iets is as jy inskryf like just apply for the spons. Like Ja. neem luister net want ek sien so baie nuwe cats wat so windgat is en ek weet hoe werk hierdie en Ja. en ek dink yes man, dit breek 'n mens hart eintlik op die einde van die dag want jy weet, jy moet fokus op jou longevity. So. Exactly. En jy moet luister vir daai mense as hulle vir jou al sê hulle vir jou
dit klink nie great nie. Gaan terug, gaan werk aan dit wat nie great Ja. nie. Of hoe kan jy dit verander om dit net bietjie beter of bietjie anders te maak? Ja. En die ander ding wat ek ook dink van so van die kontrak of daai tipe kompetisies is dit maak deure oop vir jou. 100%. Jy kan self nou getuig daarvan dat jou lewe het drasties verander na dit as voor dit. O, So definitief. ongeag of jy wen of tweede of top 10 is, ek dink daai tipe blootstelling is great. So ek glo as jy in dit ingaan met die mindset ek wil wen, maar as ek nie wen nie, Ja, natuurlik. jy gaan alles wat jy kan uit dit uitvat. O, En definitief. soos jy sê, wees 'n spons en gebruik daai Al opportunity. daai kennis en daai mense wat jy leer ken en die Ja, jy weet nooit wanneer 'n Darren Lam opening act soek nie. En dit is maybe your breakthrough. Ek meen kyk, Natasha wat in die kontrak saam met my was, is nou deel van Blackbird. amazing, ja. So en ek dink sy het 4de of 5de gekom. So Ja. wen is nie altyd en mense vra my baie keer is jy nie spyt het nie gewen nie. Dit is glad nie. Ek dink Demi verdien dit. Sy's 'n ongelooflike vocalist. Ja. En vir my was dit net die kontakte wat jy daar opgebou, die verhoudings wat jy daar gebou het en die longevity wat jy eintlik daar uitkry. Ja. Meer as enigiets anders. Ja, dit is 100% die waarheid. Ou, daar's baie meer agter net 'n wen. O, 100%. Ek meen en jy self al is dit 'n tweede plek gewees, jy het ook die voorreg gehad om op Afrikaans se grootste verhoog te wees. 100%, En jy ja. het ook 'n platenmaatskappy kontrak gekry. Exactly. So jy het genuine ook dit was definitief deur en deur die moeite werd vir jou gewees. 100%. Ja, ek is nie 'n dag spyt. Ja, nee. Daaroor nie. Ek dink dit is awesome. Ek wil gou by jou hoor, jy Dewald Wasserval was obviously jou mentor. Yes. Hoe was daai experience om saam met hom te werk? En die eintlike vraag is, het hy iets vir jou geleer wat jy dalk tot vandag toe nog apply in jou karier? Daai is nogal 'n tricky een as ek nou moet dink. Ek is 'n baie, ek wil nie sê 'n moeilike mens nie, maar my way is my way. Ja. En like ek kan volg my way wat goed voel en reg voel. Yes, ek sal vir jou sê die grootste ding wat ek daar weggevat is vriendskap. En vir my hoekom dit cool was en hoekom ek hom gekies het is Teens was sy mentor. Ja. Toe is hy my mentor en toe raak Teens ook kind of my mentor ook Ja. agter die skerms. Nie terwyl ons op die kontrak was nie, maar Ja. toe ons klaar was met dit. So ja, hy het my seker goed geleer, maar my stubbornness het net gegaan. Ek moet sê, hy het my geleer hoe om myself reg te dra Ja. voor mense en jy kan nie net altyd sê wat jy voel en dink nie. Ja. En ja, ek dink daai is seker maar die grootste takeaway dat bly in jou baan Ja. en moenie te veel worry oor wat om jou aangaan nie. As daai persoon goed doen, blessings vir hulle. Sit jou klappies op en dan Ja. jou resies. Ja, wel daar's 'n plek onder die son vir hulle. Amen, En vir julle en 100%. vir almal. 100. Maar dis waar wat jy sê dat wanneer jy voor mense is, dit gaan nie oor voorgee nie, maar dit gaan oor jy's in 'n professionele hoedanigheid Gedra as 'n- jouself. as 'n kunstenaar. So Presies. Ou moet seker maar weet wanneer jy sekere goed nie kan doen en nie kan sê nie. Presies, en ek dink dis waar die moeilike deel kom van as jy hy transition, die enigste moeilike deel, as jy transition van 'n pub sanger na 'n established sanger toe is, jy kan nie meer praat soos wat jy gepraat het op 'n verhoog nie. Want nou is almal nie meer dronk nie. Nou sit mense en luister actually wat jy doen. Dis baie waar. So ja, daar is nogal dis 'n tricky en ek is nogal iemand as ek iets voel of dink, gaan ek dit sê. Ja. En dis nooit om mense aan te vat of in die gesig te vat of altyd probeer 'n mooi manier kry om dit te sê, maar Ja. ek voel nog altyd draai hard op jou mou Ja. en maar Teens het ook vir my gesê rustig. Rustig. Ja, nee, verseker. En ou kan vinnig overwhelmed raak ook met die industrie dink ek. 100%. Ja. Okay, maar toe het jy nou 'n platenmaatskappy kontrak gehad by Kuleski. Jy was vir 'n hele rukkie by hulle gewees, maar jy's toe weg daar. Jy was vir 'n rukkie onafhanklik voor jy, want ek weet jy's nou by 'n ek was platenmaatskappy. seker vir 'n jaar wat ek op my eie gegaan het. Ja. Is daar ek wil gou vinnig net so intap oor dit sonder om hoe kan ek sê, sonder om op tone te trap of enige iets slegs te sê van iemand, maar wat sou jy sê is die voordele en die nadele van 'n kunstenaar wat by 'n platenmaatskappy is en dan ook as jy nou onafhanklik is, want jy het nou soort van al Yes. albei ervaar. Best of both worlds. Ja. Ja. Ek dink albei is great in hulle eie manier, to be honest. Byvoorbeeld Kuleski was vir my fenomenaal geweest om my daar buite te sit. Ek kan nie vir 'n dag sê, hulle het dit vir my of die nie dit vir my. Hulle het so baie vir my gedoen. Die ding hoekom ek daar geloop is, ek het net gevoel my seisoen is klaar. Ja. Daar. En ek dink alles het seisoene. Soos wat ons in seisoen 2 sit. Ja, wel, ja. Exactly. Maar ja, ek voel my seisoen was net klaar daar gewees en ook ek maak baie keer besluite in 'n nie in 'n windgat maar 'n very wat is die woord?
soos ek dink dit nie altyd deur nie. Maar Soos 'n impulsiewe besluit. baie ek is almal sê omdat ek Aries is, ek weet maybe, ek weet nie, maar Ja. ek dink liewe Here het my maar net so gemaak. Ja, Dit is kyk as jy 'n nuwe kunstenaar is en jy wil deurbreek, dink ek 'n platenmaatskappy is een van jou beste opsies. ja, Independently, finansiëel moet jy sterk wees om dit te dra. Ten minste vir jou eerste 3 songs. Ja. Want jy moet daai video self betaal, jy moet die produksie self betaal, jy moet alles self betaal en eers daarna gaan jy sien dit begin terugkom. Ja. En dan kan jy van dit homself. So as jy die uithou vermoë het om dit so te doen en bietjie van 'n backing het, Ja. either 'n investor of 'n silent partner of iets Ja. in daai lyn, by all means go for it, want al daai geld gaan terugkom Ja. na jou toe op die einde van die dag. En ek dink dit is my 2 grootste goeters en vir my by Universal, my groot rede hoekom ek daar is, omdat ek baie country doen, is hulle maak vir my die internasionale deur aansienlik makliker oop as ja. wat ek independently maybe dit gaan doen of as wat 'n net 'n Afrikaanse platenmaatskappy dit vir my Ja. gaan doen. Want dis nou eintlik die ander ding wat ek jou wou vra, of wat ek gou aan wou raak is, sou jy sê as jy onafhanklik is, het jy ook meer creative freedom 100%. om bietjie meer, jy het bietjie meer vryheid om verskillende genres musiek te doen. 100%. Jy kan bietjie meer doen wat jy voel is meer jy. Wat by 'n platenmaatskappy, hulle wil ook fokus op 'n sekere teikenmark en dan moet jy sekere musiek uitbring. Presies. So ja, die ander voordeel is dalk dat hy 'n bietjie meer creative freedom het. 100% en jy kan uitbring wat jy wil en wanneer jy wil. Ek meen 'n goeie voorbeeld vir my wat ek altyd gebruik is Hans Sonnekus. Yes, Ek dink hy dude release 'n song elke maand as ek dit nie mis het nie. As jy dit kan bekostig, doen En hy dit. kan dit doen want hy was Ja. slim, hy het sy eie studio gebou. Hy het vir Kyle wat production doen in sy studio Ja. wat ook vir hom gitaar speel en is 2 brilliant minds wat saamkom en Ja. het song na song na song op die kop slaan. Yes, ja. En ek dink in vandag se wêreld, dis nou maar net iets van my wat agter die skerms werk, wat dit begin raak sien het, is net soos wat jy op sosiale media, as jy suksesvol wil wees op sosiale media, moet jy gereeld Consistent, post. Ja. Ek dink in vandag se wêreld, as jy 1 keer in 4 maande 'n liedjie release, is dit eintlik te min. Dis way te min. So en dis wat dit nou moeilik maak, want nou 'n platenmaatskappy spandeer vrek baie En geld hulle op 'n het 'n budget kunstenaar ook nog steeds. en hulle het 'n budget. Hulle kan nie Presies. elke maand vir jou 'n liedjie uitbring nie. Ja, nee, al sit jy met 'n katalog van 17 liedjies wat reg is. Hulle kan Is dit doen ready. nie. Dit is net Want jy's nie die enigste kunstenaar daar nie en hulle kan dit nie doen nie, maar presies. as jy onafhanklik is en jy kan dit bekostig. Want ek dink vandag se tyd word mense te vinnig verveeld en hulle soek vinnig the next thing. the Daai next thing. dopamine hits, daai van instant gratification en ek dink ons almal is bietjie sakkers daarvoor Ja, in vandag se tyd. ek dink sosiale media het dit aan ons gedoen. 100%. Ja, selfone en sosiale media, daai hele Yes, ou. doom scrolling. Scrolling. Oef, Ek moet vir jou sê die beste ding wat ek seker gedoen het was laas jaar. As ek praat van 'n revelation in my lewe, ja. is toe ek vir 2 maande social media delete het. Wow. Ek kan nie vir jou beskryf, ek het meer Bybel gelees, meer nuus gelees, ek het meer tyd met my familie spandeer. Jy's nie hierdie is seker dalk nou net vir my, maar ek was op 'n plek waar ek net kwaad is. As jy my vra hoekom, kan ek nie vir jou sê hoekom nie, maar Ek's kwaad. alles irriteer my. Alles want ek meen, as jy moet eerlik wees, ons kyk vas in goeders wat jy wens jy het. Maar dit is so onrealistic attainable. Ja. En dit is nie altyd attainable nie. Daar's so baie hoops wat jy moet spring om daar uit te kom en ek sal nie sê jou siel verkoop nie, maar dit kom neer tot amper op 'n mate daarvan. Jy Ja. skeep so baie af om daar te kom en dit was vir my seker die grootste revelations toe ek social media net gegaan het delete. Maar weer eens toe kom jy terug en jou consistency is daarmee in. Ja. En nou moet jy kind of weer van voor, ja, jy het nog steeds jou 60-70,000 followers, maar Ja. hulle aandag is nie meer daar nie, want hulle het so lank terug iets gesien, Ja, hulle vergeet amper van jou. basically. Ja. En dis die scary deel van, want ek is al weer op daai punt van ek wil dit afval, Ja. maar as dit soos, yes, met die goed waarna ons nou werk en wat gaan uitkom hierdie jaar, en is dit soos, yes, ek moet, Daar is ook ek weet van 'n paar kunstenaars wat hulle bestuur nie eers hulle eie social media ek nie. is sterk op pad hoor. Waar Ek is waar sterk op pad. iemand anders doen hulle Instagrams vir hulle. Want ek het die eendag vir die spesifieke artist gevra oor as ons nou iets vir hom shoot en hy dit gaan post. Hy sê ek weet nie, ek doen nie eers met my eie Instagram al vir jare nie. Dis ek sê dit moet 'n pleasure wees. Nee. Want vereiste van jou dan is jy moet net seker maak die content word geshoot Is daar. en ja, gee dit vir jou manager en hulle presies. en ek dink vir ouens in julle posisie kan dit nogal veel eisend wees. 100%. Ja. Ja, want jou hele creative ding, jy voel heeltyd of jy agterraak want jy probeer op jou musiek fokus soveel as wat jy moontlik kan en
dan sit nou ek met my kinders en my vrou en goeders ook waar ek graag my tyd wil spandeer. Ja. So ek probeer my musiekloopbaan hardloop soos 'n 9 to 5. Ek's bly jy sê dit want ek een van die vrae wat ek actually hierso het wat ek jou wou vra vroeër is het jy actually voor jy begin sing het jy al 'n normale 9 to 5 werk gehad? Ek het actually, ja. My ma, ek bring so 'n sang uit later in die jaar, 'n country song wat ek daaroor praat of sing, maar wat my ma altyd gesê het, gaan kry net iets agter jou naam voordat jy musiek ingaan. En toe try ek spiteful wees, toe gaan swat ek hairstyling. En toe is ek actually goed daarmee. Toe het ek vir 'n hele ruk aangehou daarmee. En toe het ek bietjie geteach by Lalou Private Hair Academy en toe my eie barbershops oopgemaak. What? Dus ek sê ek wil nie meer vrouens se hare doen nie. Want dit mans is in en uit. Dis is hulle kom en hulle gaan. En ek het ook vir 'n versekeringsmaatskappy gewerk. Ja. Ja, vir UE. Dit is soos 'n company onder Outsurance, maar dis basically Outsurance vir New Zealand en Australië. O. Ja. Hoor jy, dis funny want ek het ewen hierso, jy het nou nog 'n vraag al verantwoord want ek het hier is iets wat ek ook nie gevra het wat ek gevra het jy ooit geswat vir iets? So jy het hairstyling gaan swat. Hairstyling gaan swat, ja. En Maar dit was meer om sprus en spiteful te wees want ek wou nie Ja. vir 5 jaar gaan swat het nie. Ja. Ja. En toe het jy bietjie jou eie barbershop Ja. waar by die gang Barbershop/tattoo parlor. En die crazy ding is ek het dit gehad terwyl ek vir die versekeringsmaatskappy gewerk het. So Ja. ons het eers van 6:00 die aand tot 12:00 die aand geoperate met die barbershop en tattoo Tattoo parlor. parlor. Wat baie cool was, want Ja. en dit was ook reg langs die Muay Thai gym Ja. op dieselfde perseel. Nice. So dit was very rugged and very manly. So Ja. dis is hierdie old English barbershops gelyk waar jy whisky drink, Ja. rook 'n sigaar, kyk hoe slaan die ouens mekaar in die ring. Very rugged nogal. Hoor jy, en gepraat van tattoos, jy het nogal baie ink op jou Yes. wat nogal cool is. Ek Dankie. appreciate nogal goeie tattoos. Dankie. En dis baie oplettend en baie cool. Ja, is daar iets dis- spesiaals wat vir jou uitstaan Yes wat jy man, wil? obviously seker my kinders se name en se ouers se geboortedatums op my Ja. bors en dan het ek ook hulle name in Hebreëus op my. Ag nice. Jessie. Daai een was toe ek die barbershop actually oopgemaak het, soos 'n cutthroat razor en Ja. almal vra my altyd, wie is jou artist? Dan sê ek soos ek het nie een nie. Ja. Dis letterlik baie impulsief. Partykeer gaan ek net Ja. soos ek sou 'n tattoo te kry. Wat gaan ons kry? Ek weet nie. Ja. Baie mense sit hulle kuns op 'n muur en ek sit my graffiti op my lyf basically. Ja. Why not? Ja. Why not? Hoor jy het so vroeër gemention in een van daai vrae oor het jy bietjie gepraat meer oor 'n country song wat uitkom. Ek is bly jy het dit ook genoem want dit val so mooi in die volgende topic Ja, ons en wat werk ek wil goed. Hè. praat. Ons werk Ek goed. wil graag by jou hoor. Jy's obviously het jy 'n kort EP uitgebring met 'n paar country songs op. Jy's obviously 'n massive country Ja. lover. Is daar 'n country song wat 'n artist uitgebring het wat jy soos, yes, ek wens ek het daai song uitgebring. Ek dink elke Suid-Afrikaner of elke Afrikaanse kunstenaar gaan hierdie selfde ding kan antwoord. En as jy moet teruggaan is dit Keith Urban se Somebody Like You. I mean, massive song. Bro, dis soos almal vra my altyd, wat is die een song wat jy doen? Dan sê ek daai een en elke ander kunstenaar ook. Want as jy by 'n fees is en jy hoor iemand vra enige country fans, dan weet jy, hier kom Somebody Like You. Ja. Dis was die nommer 1 go-to. En dit is ook een van die most covered songs. O, 100%. Ek ken 'n vriendin van my, Liesel Pieters, het Ja. een keer loop ons by KAK rond. Hy loop so tussen die stages en dan hoor jy daar cover iemand om daar, net nou cover iemand om Dis daar. die ding, dis ek en Danny Smoke gaan ook baie so, was op jou setlist. Dan kyk ek op sy en dan kyk ek op myne en so, ons kan nie daai een doen nie, ons kan daai een. Ek kan Ja. swap ons so liedjies uit. Ja, dis baie cool. Alright, so en ook nou op die country topic, wie is jou huidige inspirations in die country wêreld? Is daar iemand wat nou huidigelik trend of relevant is wat jy nogal inspired is deur? Yes man, daai is altyd vir my moeilike ene. Ek weet almal gaan seker dink ek gaan sê Jelly Roll of iets oor sy stories en goed, maar vir my, ek dink Keith Urban sal altyd, hy toer nog steeds en hy's ding wat ek van hom moet sê en ek het dit nooit agtergekom tot ek 'n dokumentary gekyk het oor hom nie, wat hy slim gedoen het. Hy het nooit sy appearance verander nie. Ja. Hy het nooit sy styl verander nie. Wat so slim is en jy dink nooit daaraan nie. Want ons dra altyd nuwe haarstyle, nuwe klerestyl. Daai dude is so relevant altyd en almal weet, as jy hom sien weet jy dadelik wie dit is. Presies. En ek dink dis 'n ding wat ons ook as kunstenaars moet aanleer. Maar iemand wat my nogal baie inspire is Lainey Wilson. Okay, ja. Ek love Lainey Wilson. Ek dink sy's baie fresh, maar Yes. ook very old school. Dan obviously kry jy nou Hardy en Luke Combs en daai goeters. Luke Combs staan ook vir my uit. Ja, Morgan Wallen, is jy 'n fan? Ek was en toe raak dit vir my very trap. Soos hip-hop trap en is baie cool. Ek love nog steeds, hy ken seker al sy liedjies nog steeds, maar vir my as ek moet kyk na iemand
saam met wie ek sal wil werk, sal Ja. ek sê Luke Combs, die cats, wat Ja. nog steeds kind of die Americana country doen en nie die meer pop country nie. En hoe voel jy oor as 'n massive country fan, hoe voel jy oor die feit dat Post Malone skielik country musiek begin doen het? Want dit was 'n shock. Ek het nie dit verwag nie. Crazy ding is, hy het dit van jonk af gesê. Hy het gesê as hy 30 word wil hy country album doen. O, ek het nie dit geweet En nie. like, hy het dit afgepoel. Jessie. So ja, ek dink man, hy is musically gifted in Ja. so baie aspekte. En jy selfs as jy na MGK, soos Machine Gun Kelly en daai ouens kyk, hulle kan nou 'n pop album uitbring, volgende week bring hulle 'n rap album, dan sit 'n punk album. As jy dit kan doen en jy kan dit wegkom en jou fans Ja. waardeer dit nog steeds, Ja. dus dink ek jy sit in 'n baie jy's in 'n baie lucky posisie Ja. om dit te kan doen. Want ek is nogal een van daai wat love om met genres te Bietjie- bounce en te speel. Ja. Maar hier is dit mense nie so verregaande daaroor nie. Ja, soos as jy nou 'n country sanger, as jy nou 'n pop sanger, wat gaan nou aan? Exactly. Dan sit ons weet nie waar om jou te plaas. Dis moeilik want Afrikaans en ons konservatiewe kultuur is nogal geneig om sonder dat ons dit besef dat as iets nie binne jou boksie se raamwerk pas nie, is dit dan is dit soos bietjie taboe. ja, Dis soos dis maar weird. kom sing jy nou country? Jy dan net nou die dag 'n mooi Afrikaanse vasdansliedjie. Dis so waar. En jy soos jy sê, jy doen dit sonder dat jy agterkom. Ja. I mean, is in split sekondes wat jy gaan, wat hel doen Ja. hulle nou? Hoeveel keer het hierdie al met jou gebeur nou dat jy dit noem? Op die eerste keer toe jy 'n liedjie hoor, is dit dadelik soos nee, hierdie is nie vir my nie. En dan na rukkie kom jy agter, hierdie is so cool en dan kan jy nie ophou dit bly. Jy's dit al so baie. Hoe kry die mense dit reg om sonder dat jy dit besef, convince hulle jou dat daai 'n cool song is en dan begin jy dit like? Dis die ding. Ek dink Hop op Spinnekop was die grootste een. Ek dink aan Wat presies. is die in die begin was dit wat die hel? Ek het dit vir my dit ingeskop toe ek nog gedrink het en goed, dan sê soos 'n brandewyn. Al wat jy nodig het vir 'n hop is een brandewyn en dan hop jy saam. En dan's daai Dan is dit 'n vibe. ja. Dis 'n vibe by 'n kuierplek en ek voel is dieselfde nou met hierdie gaan taboe klink, maar Jakkals vibe. Ja. Dit is in die begin en dink jy kan hoor as AI. Ja. Maar jy hoor dit, ek dink jy hoor dit so baie by plekke. Ja. Want ek dink in hierdie Ooskaap toer wat ons nou gedoen het vir 2 Ja. weke het ons by letterlik elke venue dit gehoor. Ja. En die melody sit in jou kop vas en dit is tog wat 'n song goed maak. En ek het nou eendag gehoor die hele oorwurm ding, nie die song nie, maar die oorwurm wat in jou oor Ja. vassit. Hulle sê dis omdat jy nie daai song klaar luister nie. O. En dan irriteer dit jou. So hy herhaal die hele tyd daai en is omdat jy hom nie klaar maak. Ek het dit ook iewers gehoor op 'n Ek kan ook nie stadium. onthou waar ek het Iemand gelees het of gehoor nie. Iemand het eendag vir my gesê as 'n liedjie in jou kop vassit, moet jy hom gaan luister luister en hom luister klaar. hom deur. Ja. Ja. Ek onthou dit. Dis clever, né? Dis En baie clever, ja. Dis waar wat jy sê van die Jakkals Vibe song, want make no mistake, dis of dit nou AI is of nie, ding se die melody is catchy. Dis daar. Hy sit En vas. dis wat jou hoek. Presies. So hy sit Ons vas. veral ons as Afrikaners. Ek dink ons is stout. Ek spot altyd met my vrou. Ek kan 'n ballad speel en sy sê van soos hierdie is horrible. Sy haat 'n rustige sang. Ja. Sy hou nie daarvan nie. Sy sê dis vir haar soos wat baie mense voel heavy metal. Ja. Sy sê gee my iets met doef doef en 'n beat en dan gaan jy. En ek dink baie Afrikaners is Ja. want jy kan nie brandewyn drink op 'n ballad nie. Nee. Tensy jy 2 die oggend alleen by jou huis sit. Dan Ja. sit 'n ander Maar dan ballgame. klink daai ding ook anders. O, maar dan as jy ook al oor aan die whisky toe en die klipdrift is klaar, so dan gaan jy Exactly. nou whisky. Ja, toe. dan loop hy Dan lekker. praat hy mooi. Hoorie my vriend, ek wil gou by jou hoor. Ons het nou lekker gechat oor country. En ek wil so graag meer intap oor dit. Maar voor ons tyd uithardloop. Ek het jou gevra of jy vir ons ietsie sal wil sing Sure. op die episode. So as jy nie omgee nie, kan ons dit nou doen. 100%. Cool. Ek dink ons gaan gou set up en dan wanneer ons reg is, dan kan jy vir ons daai song doen. Great. Dankie. Let's go. Don't you dare try and reappear after you already got me standing here. I can't believe you would come at me looking for a little bit of sympathy, like I wasn't the one you left all alone crying, looking like a hot mess. Don't show your face round here anymore, honey. Some you better get through your head, 'cause I'm giving you up, just like I did them Marlboro Lights, and I'm giving you up the same way I did with whiskey on ice.
lies and it's all so tough. You turn me to a man I don't even recognize. I'm giving you up the same way you did with me out in the moonlight. What the hell are you thinking coming round this completely uninvited, messing with my brain again? You couldn't give me the satisfaction of forget your existence showed up when I thought I finally found me. Don't be coming over looking for a conversation, dropping little hints. You want me back again, cause I'm so sick and tired of the little lies you tell me. So here's the most, better listen now, I'm giving you up just like I did them Marlboro Lights, and I'm giving you up the same way I did with whiskey on ice. And it's all so tough. You turn me to a man I don't even recognize. I'm giving you up the same way you did me out in the moonlight. Oh, oh. So I'm giving you up just like I did them Marlboro Lights, and I'm giving you up the same way I did with whiskey on ice. And it's all so tough. Turn me to a man I don't even recognize. I'm giving you up the same way it did with me out in the moonlight. Yes, dude, baie dankie. Daai is flippin mooi. Thanks man. Wie se song is daai wat jy gecover het? Cameron iets. Ek kan nooit die ouse van onthou nie, maar Maslow of iets in daai lyn. Ek gaan dit definitief uitcheck. Dis die eerste keer dat ek dit hoor. Baie cool song. Daai is akoestiek by. Hy 2 weergawe is. Ja. Akoestiek en nou sit net it's country, dit praat net mooier. Man, dit is baie mooi. So dankie vir dit. Dis baie special. Thanks man. En Dat ek kon deel. dan wil ek gou met jou by jou hoor. Jy het nou onlangs op jou socials het jy begin share Keep Moore 2026. Yes. So ek weet hy kom weer Suid-Afrika toe. Ek het die voorreg gehad om hom in 2023 sy hele toer af te neem. Oh wow. Pretoria en Kaapstad. Ek het nie 2025 se nou Ja, afgeneem nie. ek het jou ook hier daar gesien. Nee, met die Cape Town Country Fest. Yes. Het jy daar perform? Ek het daar perform, ja. Maar jy share nou dit. Is daar ietsie wat jy vir ons wil vertel of mag vertel of is daar niks, is daar nie 'n geheim nie? O nee, die feit dat ek saam met hom toer, daar is ander goeders ook, maar die ja, ek toer weer saam met hom. Doen jy? Ja, maar ek dink ek doen net die Cape Town leg, as ek O, nie mis dit nie. So ek okay. is baie excited daarvoor. Awesome. Die line-up is aansienlik kleiner as wat Ja. dit was, waaroor ek nogal happy is. Ja. Ek dink praat nou onder korreksie, maar is ek John Bowser, Keep Moore en nou van ek dink daar is nog 'n ou, maar ek kan nou nie onthou wie dit is nie. Dis okay, ja. Maar ja, buiten dit het ons dan is ons nou obviously dis die lekker ding van elke keer as Skip kom, dan kan ek country albums uitbring. Wel ja, So- en jy kan country, doen jy dan country Ek op doen die net show? country, ja. die Ek show, dink ja, ek dink van die ander ouens doen hulle Afrikaanse goeters. Soos 2025 of 24. Toe het baie van die bands hulle eie songs ook gedoen. Ja. Waar ons net besluit het, ons is geboek vir 'n country show, ons gaan net country doen. Lekker deel van hierdie ene gaan wees, dit gaan net originals wees. So ons is besig om aan 'n album te werk. Yes. Songs is klaar gekies. Dit was moeilik, ons moes uit 23 songs 10 kies. So, Ja, dis tricky en dis alles stories, baie persoonlike stories van my nice. van my upbringing tot my kids tot crazy aande wat ons al gehad het en the buddies wat girlfriends kry en ons los in die diep kant. Jy weet mos hoe gaan dit. Ja. Ja, so ek is super So excited. jy bring 'n country album. country album. Yes, and it's about time, nee, want jy's 'n 100% ou. ja, toe ek nou geluister het, sit en dink ek net, ek meen, het jy wat is die groot droom vir jou rakende country? Ek meen ons is op dromers en doeners en deel van wat ons oor wil chat hierso is drome. Wat is die groot droom? Is daar iets country related vir jou waarna jy nog streef toe vir jou career? 100%. Ek dink nie daai gaan ooit weggaan tot ek dit bereik nie. Ek meen jy's ook 'n creative, soos almal wat hierso is creatives. Daar's altyd daai mikpunt. En vir my was dit altyd Nashville. Ja. Ek dink en toe het ek net gegaan, ek is nou 35. Dit sal baie cool wees as ek in Nashville kan opeindig, maar dis ook so cutthroat in Nashville dat yes man, dis 'n baie groot gamble as jy dit al maak jy dit daar. Dis nog steeds
jy's in 'n groot pond, saam met groot visse daar. So my droom vir my nou is basically ek wil nog sê ek wil country doen. Ja. As ek die opsie kan hê om hier te bly, sal ek hier bly. Obviously as jy daai kan toer, as 'n mens realisties is oor hoe dit sal progress, as dit so ooit so progress, sal jy vir 'n groot kunstenaar maybe open op toer. So dan sê jy 6 maande van 'n jaar wat jy weg is. En ek is maar nog altyd 'n nomad. Enigste moeilike ding is nou te kinders. So dis die enigste ding wat dit bietjie tricky maak. En hoekom ek nie dink ek sal sommer Amerika toe trek nie. Ek sal nie sê nooit nie. As hulle my daar meer nodig het as wat, of hulle ek kan nie doen wat ek wil hier nie en ek moet dit daar gaan doen. Then by all means dan doen ons dit. Ek dink my vrou sal die happiest wees as ons dit doen. En sy is ook nogal groot op die hele Nashville droom. Maar vir my is dit net, ek het altyd net gesien Nashville. Nou wil ek dit hê, ek wil country musiek maak. En oor dit baie goed reg kry James Johnston van Australië. Ek meen, hy bly in Australië, hy toer die wêreld. Hy maak country musiek. Maar dis nou net wat ek vir jou wou sê, jy hoef nie noodwendig daar te gaan bly nie, maar as jy somehow 'n channel kan kry om van jou goeders te kan release oor see. Presies. En jy kry die opportunity om daar te gig en toer soon toe kom terug. En ek dink, sorry, ek val in die rede. Ek dink daai is dis die main rede hoekom ek by Universal is. En hoekom hulle my laat doen wat ek sê hulle gee my baie freedom. Maar hulle is ook gou om vir my te sê, dalk nie nou daar of so nie, en wat ek baie respekteer en baie voor dankbaar is. Toe jy nou genoem het James Johnson, ek kan onthou ek het way back toe ek een van sy eerste songs, ek het ietsie van How We Grew Up, of wat is sy song se naam? Ja. Maar toe ek daai music video sien, toe stuur ek nogal vir Loudens dit, en ek soos, hierdie is Ivan. 100%. Ons het saam met hom opgetree by CTC, en baie mense het gesê, jy en James Johnson, die energie op stage, en so ek sien dit nie, tot ek hom gesien het, toe sê ek soos, okay, hy is ook die enigste ander country kunstenaar wat rondhardloop en mal gaan soos ek. So, definitief. Maar ek vat dit as 'n kompliment. Hoorie, dan wil ek vir jou vra, jy het vroeër genoem, of nou net gechat oor jou vrou, wat gesê, jy sê sy love ook die Nashville story, dis nou Danai van wie jy praat, jy is onlangs verloof. Ja. Jy het nog nie getrou nie? Nog nie, ons trou in Junie. Jessie, dis naby. Dis om die draai. Baie geluk, julle is al 'n geruime tydjie saam. Ja. En as ek reg verstaan, julle het ontmoet met daai ding se musiek video. Daai ding se musiek video, Shame, daai girl nee. Ek dink almal weet in die Afrikaanse mark was ek maar 'n bietjie dark horse gewees vir baie lank. Is dit? Jesus, sy het al die kante gesien van my, van stout tot soet, tot rebels, tot ek was a wild child. But she's still around. En sy het gestek, en snaaks genoeg, in daai tyd wat ek social media afgehaal het, so het ek moet sê, ek het kind of die revelation gekry, en baie tyd met die Here spandeer, en goeders het vir my begin sin maak, en ek dink is daar waar ek die realization gekry het van, shit Ivan, jy kan nie alles blameer, either op haar of iemand anders die hele tyd nie, like nou is dit bietjie tyd om in te kyk, en toe sê ek so, sy is nie die probleem nie, ek is nog die hele tyd die probleem. En dis toe nie lank daarna nie wat ek haar toe gevra het om te trou, want ek was baie adamant oor, ek wil nooit weer trou nie, ek wil nomad wees en rockstar wees, en toe sê ek soos, ons is nie meer daar nie. Ja, dit is waar, is 'n baie mooi ding wat jy sê ook, want op 'n stadium moet 'n ou besef dat die persoon wat deur al daai tye waar ons koppe verloor en ons strooi aan en goeders, bly daai persoon by jou. En ek weet nie hoe nie. To be honest, ek weet nie of ek daai geduld in enige iemand sal hê. Nee, ek meen, ek het gedink, Here gee vir my kinders om geduld te leer. Nog steeds sukkel ek tot vandag toe met dit. Onmenslik. Dis om jou geduld te toets, dis eintlik maar al. Ja, maar ons het altyd, ek het nou die coolste ding gelees, dat hulle sê, pas op waarvoor jy bid. Jy bid vir geduld. Here gaan nie net vir jou geduld gee nie, hy gaan jou deur goed sit, wat jou geduld leer. En dis, wees versigtig waarvoor jy bid en waarvoor jy vra. 100%. So nee, maar ek's baie bly vir julle, en ek dankie man, ek hoop julle huwelik gaan mooi wees. Ek glo so, ek het vir hom gesê, sy moet nou gaan sy eers moet vasbyt, want ek skyn nie weer nie. Is dit groot troue of klein troue? Groot troue. Ek wou nie groot troue nie, obviously, want ek was al getroud. Maar natuurlik, jy kan dit nie van haar wegvat nie. Ek dink is elke vrou se droom om a white wedding kind of day. Absoluut. En so ek smile and wave. En ek het haar nou al ontmoet, en ek ken haar so klein bietjie, sy's 'n awesome girl, en massive romantic. Ja, ek is bly. Thanks man. Man, ek het gou vir jou so 'n paar ander vragies, wat ons aan gaan raak, voor ons nou oprap hierso. As jy die Ivan van, kom ons sê 2014 of daarom, toe jy begin, as jy nou daai Ivan hier kan hy langs op die bank, en jy moet vir hom iets sê wat jy nou weet van die lewe of musiek
wêreld wat jy nie daai tyd geweet het nie en jy kan vir hom raad gee. Wat is die een ding wat jy vir hom sal sê? Ons twee goed. Een in persoonlik en een in musiek seker. Musiekgewys sal ek sê choose your genre en skool om te eksperimenteer, maar eksperimenteer vir ander kunstenaars. Skryf vir ander. En kies 'n genre. John Boucher is amazing met dit. Hy het sy niche gekies en hy's die enigste een wat daai niche doen en hy's die enigste, hy verander nie. Ja. En ek dink daai is 'n groot ding wat ek sou gesê het, moenie te veel verander nie. Dan mense invest van die begin af vir daai van. Moenie nou moet jy sien Jared Leto het cool hare, nou moet jy sulke cool hare of Brendan Piper het nou muscles, nou moet ek ook muscles. Ja. Don't do that. En vir die persoonlike ene, so ek sê dink met jou kop, nie met daai ding nie. Nie met daai ding nie. Nie met daai ding nie. Daai ding het al empires gesink. So ja, just focus on, en ek dink ek sal dit vir enige ou sê wat up and coming is. Ja. Ons almal love die aandag. Ons almal is lief vir vrouens. Don't fall in that trap. Want daai ding is 'n vieslike, moeilike ding om uit te klim. En om jou naam te herstel. Ja, dit is baie waar wat jy sê en ek wil gou vinnig intap op iets wat jy vroeër genoem het wat ek ook nou van praat. Jy het vroeër gesê dat jy toe jy gedrink het en het jy opgehou drink? Ek sal hier en daar ietsie saam met pelle en goeters drink, maar ek kuier glad nie meer in die terme van soos ek gaan my nie 'n kuierplek kry tensy ek al optree nie. Ja. Nie omdat ek iets teen dit ek weet net ek kan my drankie hanteer, soos wat ander mense byvoorbeeld kan nie. So ek weet my een bly nooit by een nie. So dan probeer ek eerder nie een doen nie. Of ek sal rooi wyn drink wat my moeg maak en dan wil ek nie meer hê nie. Slim besluite, moet slim besluite maak. Ek sal saam met pelle hier en daar 'n shootertjie by 'n show drink of 'n bier, maar drink glad nie meer brandewyn of hout en sulke goeders nie. Ja. So toe jy vroeër toe ek nou gevra het oor as jy nou vir jou jonger self daai raad kon gee. Hoe sou jy sê as jy raad, jy weet vir ouens wat drink. Ek sien baie jong kunstenaars wat verskriklik hard kuier. Ja. En dik babbel as hy het en dan kry die ouens nie in die hande nie want hulle antwoord nie hulle fone nie en jy weet die ouens crazy ook die gesig te sien soos jy so jy het obviously ook deur daai fases gegaan. Hoe belangrik dink jy is dit vir 'n kunstenaar? Dink jy hulle moet dit doen of sou jy as jy iemand nou kan raad gee probeer sê stay clear of that? Yes man, ek is nog altyd 'n voorstander van soos my buddies deur breakups gaan en hulle gaan op hierdie benders waar hulle kuier en goed. Ek is die ou wat nie op jou gaan hamer die hele tyd nie. Ek inteendeel gaan vir jou sê los hom. Dit gaan om 'n week vat. Ja. Want hoe meer jy gaan hamer op party mense en ek was daai tipe ou. Hoe meer jy op my gaan hamer om op te hou, hoe meer gaan ek aanhou. Ja. Ek was letterlik die teenoorgestelde van 'n rolmodel gewees. So, ek dink is goed. Waar dit my gehelp het en ek het altyd saam met die mense gekuier by shows. Ja. Ek het so baie werk uit dit uit alleen gekry. Ek het nie net agter in 'n backstage gaan wegkruip, opgekom, my songs gedoen, afgeklim en gery nie. Ja, die networking aspek. Die networking daarvan, maar daar is weer eens 'n baie fyn lyn. As jy drank kan hanteer by all means. Maar daar's min van ons wat kan. Ja. So ek sal nie vir iemand sê jy moet net ophou nie, maar try 'n balans kry tussen die twee. Ja. Ja. Kuier lekker saam met jou mense. Gaan slaap 4 ure as jy op kan operate op 2 ure se slaap, by all means go for it. Ek dink ek sit op 'n plek in my lewe waar ek agterkom it's not sustainable anymore. Ja. Ja, definitief. En dan wil ek gou by jou vra, het jy al ooit 'n droom gehad wat jy laat gaan het? En wat het daai verlies vir jou geleer van daai droom wat jy moes laat gaan het? Yes man, ek is nie iemand wat sommer iets laat gaan nie. So Ek's baie adamant en vir baie jare was dit my musiek was my nommer 1 ding, of jy pas in of jy vat die pad. Ja. Like daar is nie 'n tweede plek en dit was so met my eerste huwelik ook. Dis as jy nie dit kan cope mee nie, sorry. Ja. En yes, ek weet nie, ek sal nie. Ek het nou gesê het obviously my kinders, maar ek het hulle nie verloor of iets nie, maar dit is obviously om die perfekte pa te wees vir my kinders en goeders. Daar het ek baie in die begin. En jy kom dit nie agter nie, want jy's so adamant op jou carrière en jou droom waar te maak. Dat ek dink enige creative is so. Jy's passievol en jy het ambisie. Maar anders is dit, seker maar die keer dat ek die barbershops oopgemaak het en toe vergeet ek bietjie van musiek, maar dit het my letterlik 6 maande gehou te verkoop ek die shops. Toe sê ek soos akkord musiek. Like akkord dit, ja. Ja. Yes, nee, ek hoor jou. Nee, ek wonder maar net partykeer hoe belangrik is dit want 'n ou kry daai droom in jou hart. Waarmee jy word gebore met drome en goeie wat jy wil achieve. En partykeer slaat die realiteit van die lewe so hard dat jy weet, ek kan nie nou altyd daai drome jaag nie. Ek moes met 'n bietjie op sy sit. Dis vir my 'n scary ding daai. Dis sad, maar dis vir my 'n scary ding want vir my gaan dit dan net weer terug na
hoekom is daai droom dan daar? Ja. Maybe jy, want kom ons wees eerlik, baie keer, en ek kan dit sê, want soos ek sal sê, byvoorbeeld ek sal hom akteur te wees, ek weet ek kan nie. Maybe kan ek weet nie, maar ek gaan nie alles op sy sit om dit te jaag nie. Ja. Maar, en dit, ek dink dis wat my baie keer hartseer maak, jy sien baie van hierdie ouens en vrouens wat 'n musehuis wil wees, maar dis net nie noodwendig Ja. in hulle kaarte nie, en vir my dink ek dit sal my vernietig om te gaan, want ek is soos ek sê, ek sal gaan vir 'n ding tot ek opkry. Ja. So maklik is dit, daar's nie 'n plan B nie, daar's nie, want sodra vir my is dit as al plan B is, Ja. worry nie te veel oor plan A nie. Ja. En jy weet, jy as persoon weet, dit gaan nie noodwendig vir daai persoon gebeur nie. Ja. Maar dan dink ek ook altyd, hoekom is daai droom dan daar? Is dit net, moet jy in 'n ander ding in gaan musiek, maybe production, maybe, so ek dink daar's altyd 'n manier om daarna te kyk. Ja. Soos maybe werk die sang ding nie vir jou nie, gaan dan in produksie in, Ja. of tel 'n instrument op, en dan Ja. kan jy nog steeds daai liefde en daai droom chase, Ja. net nie in die manier wat jy gedink het nie. Ek het nou weer 'n ander ding gehoor, die in 'n praat van hoekom daai droom daar is. Roan Graaf het in een van seisoen 1 se episodes gesê, hy het tot die conclusion gekom dat God is nie sadisties nie. Hy gaan nie 'n droom in jou hart sit wat nie bereikbaar is nie. 100%, maar dit is waarmee ek ook dan struggle, Ja. vir baie van hierdie jong cats wat dink dit Ja. gaan daar kom, en dan fight jy jou hele lewe lank. Ja. Dan moet seker somehow 'n ding wees waar dit, Ja. I don't know. Ja. Maar ja. So nee, dit is belangrik om drome te hê, en maar inteendeel, jy's meer as net 'n dromer, want jy sê ook jy gee nie op nie, jy laat gaan nie iets 100%, nie, nee. which means jy's ook 'n doener. Klein Jack Russell. Ja, 100%. Klein Jack of Russell. Ratel, of wat ook al jy dit wil noem, ja. Jy gee nie op nie en jy los, No jy ways. gevat het, los jy nie. Presies. En Ja. ek dink dit moet enigiemand wat 'n droom het. Ja. Maar daar gaan altyd mense wees wat sê jy kan nie, jy Ja. gaan nie, jy sal nie, en ek meen, ek het saam met 'n vrou, ek hoop nie sy sien hierdie ooit nie. Sy het altyd vir my gesê, toe ek vir die versekeringsmaatskappy werk, hoorie so, jy moet nou kies. Dink jy regtig musiek gaan vir jou geld inbring? Direk na die kontrak, die bel sy my om vir haar seentjie CD te teken. Dis ek van, dis altyd daai lekker, Ja. daai tong in die kies. Nee, maar dis nice om te weet, Ja. jy het gestiek by jou goal en 100%. jy het iets bereik wat jy wou bereik. Maar ek dink as jy doen, as jy regtig alles gee, Ja. en ook 'n ding wat mense moet agterkom is, jy gaan dit nooit alleen kan doen nie. Jy gaan dit nooit, en jy kan dit nou, jy kort mense om jou. Ja. Jy kort is in 'n sirkel vriende of familie of iets wat jou gaan dra, want Ja. ek kan nie dink aan een persoon in my lewe of in geskiedenis wat bo uitgekom het op sy eie nie. Ja. Impossible. Nee, definitief, jy het 'n span nodig en 'n support structure. 100%. Ja, en klankborde. En mense wat eerlik met jou is. Ja. Mense wat vir jou sê, daai klink of dit klink so, of dit, Ja. kom ons doen dit. En ek dink baie keer vir ons as creatives ook, jy wil nie altyd hoor as iemand vir jou sê dit Ja. gaan nie werk nie, of daai klink horrible, of Ja. vat dit met 'n knippie sout en kyk hoekom dit gaan nie. Jy hoor wat hulle sê. My vrou is altyd my klankbord as dit kom by as ek nou musiekvideo's vir 'n kliënt, nê. Nee. So wat dan gebeur is, my vrou sien altyd heel eers daai musiekvideo Yes. voor ek hom vir die kliënt wys. En sy's altyd soos, "Nee, ek love it, dit lyk mooi." En dan sê ek vir hom, Maar jy kan sien haar gesig sê iets anders. As "Nee, sy's eerlik." O, En dan sê ek okay, vir hom, "Maar jy hou van alles wat ek doen. Wees bietjie eerlik." Want Yes, sy sal sir. enigiets wat ek doen, sê sy vir my, "Nee, dis mooi, dis great." Dan sê ek soos, "Is dit regtig?" stuur 'n bietjie goed vir my vrou. Sy sê, Verstaan jy? Mense het iemand nodig wat kritiek kan, hoor jy nie, ek hou nie van daai nie en ek hou nie van daai nie en maybe gaan daai nie werk nie. Maar ek neem aan jy seker ook baie soos ek. Ek vra dan hoekom? Hoekom hou jy nou van nie? Of hoekom is dit? Ek Ja. wil weet hoekom, nie omdat ek sorry is, of ek sal byvoorbeeld vir my vrou. Kyk, sy's baie eerlik. Ja, As ek vir haar song speel, gaan sy sê, "Hoe gaan jy nou country doen en dit doen?" ja. Sê ek soos, Dis baie dit van die naaste persoon "Dude, aan dit jou is, kom. want dit is soos daar's nie 'n ander opsie nie." Dit is wat ek nou het. Dis die Ja. volgende song. Exactly. En dan maar baie kere ook as ek klere aan, of soos as ek vra, "Hoor jy like hierdie cool? Like hierdie nice?" Ja. Nee. Hoekom nie? Wat's fout met dit? Ja, ek like dit. Hoekom? Ja, hoekom? Wat's fout hiermee? Ja. So jy vra baie keer vir advies, en dan ek dink baie keer as daai advies terugkom, is dit nie noodwendig wat jy wil hoor nie. Maar ek dink dis waar jy jou trots moet sluk en dan net gaan. Ja. Luister. Dis true want ons sien onsself en ons dink van onsself anders as wat ander mense ons sien. 100%. En dis belangrik om te weet hoe sien die wêreld jou. So mense het altyd gesê jy moenie worry oor wat ander mense van jou dink nie. Ek inteendeel dink dis baie belangrik om te dink wat ander mense van jou dink want Ja. jou beeld en jou naam Hoekom leer ons kinders aan maniere? Ja. As ons nie wil worry oor wat die mense gaan sê nie. En jou beeld en jou naam is al wat jy het. En imagine jy het 'n slegte beeld en jy het 'n slegte naam. As mense hoor
Ivan Roux en hulle gaan soos oeh nee. Dis Which nie ek sure was vir baie lank daar maar, gewees, maar vir mens goeie rede. wil, mens maar- wil nie dit hê nie. Nee, Jy wil 100%, obviously ja. as iemand hoor Ivan of Quentin met hulle soos yes, what a nice guy. Ja, jy moet saam met daai ou werk. So, Jy moet saam met daai girl Jou werk. naam en jou beeld is eintlik al wat jy het in hierdie wêreld 100%. en you need to look after that. Ja, Ja. baie sacred ding. Ja. En dit vat partykeer maar ek het sien nou daai ding ook wat iemand praat van ek dink Shia LaBeouf of iets wat gepraat het van die ou soos hoe het jy die Here gevind? Hy sê dude, gaan voluit en stamp jou kop hard. Wow. Want ons as musos of akteurs of creatives ons is hardkoppig. Ja. En partykeer yes man, ek dink die Here het my al ek het al my kop so baie gestamp dat hy net ek dink hy sit daar bo so seriously. Hoeveel keer moet jy aan dieselfde ding vasloop Ja. as wat jy van tevore gedoen het. Maar soms is dit nodig. Ek dink Ja. want jy kan nie van daai criticism maar weghardloop nie. It's there. It stares you dead in the face. Ja, nee, definitief. Hoorie man, ons tyd is uit. Dit was baie, ek dink ons sal vir 2 ure lank kan chat. Ek het vir jou ietsie hierso van Oh, baie ons af dankie. by Dromers en Doeners. Baie dankie. So daai is joune. Ek waardeer. En dan hierin is 'n gift voucher van ons borg. Ons het 'n klereborg Weller Weller. Clothing, Weller 300. Soos Valor, soos oorlog Valor. So Weller is mos maar Valor is courage against all odds. Dis wat dit beteken. Okay. Alright. So dit kom van die storie van Gideon in die Bybel. Oh wow. Waar hy nie 300 mans in die oorlog die ander ouens gaan oorwin het. Did not know that. So dit is waar die inspiration van die brand vandaan kom en Baie hulle mooi hemde. en hulle het vir ons hemde geborg vir die podcast. So Very in hierdie nice. koevert is ook 'n voucher vir jou vir 'n hemp Baie dankie. wat jy kan gaan kies jou eie hemp en swart. Ek like daai. En dan en dan is daar obviously ook 'n ons het nog geborg Moon Studios is 'n barbershop. Oh yes, ja. En hierso is vir jou 'n free haircut Baie dankie. Ek ook moet ook alweer gaan. van Moon Studio af. Baie dankie. Ek waardeer dit. So daai is joune om dankie te sê dat jy hier was vandag. Thanks man. En En vir julle dankie. ek wens jou alle sterkte toe vir eerstens die country album wat Baie uitkom dankie. en vir julle troue wat Dankie. kom. Ja. En Groot ene. ja, ek sien uit na enigiets anders wat voorlê vir jou en Selfs vir jou ook man. dankie. Many blessings dat yes, jy doen iets great hier so. Dit is vir my lekker om vir langer as 10 minute met iemand te praat en bietjie dieper te delf in wie Ivan is in plaas van net even deur die power cuts. 100% doen. Wat julle nie weet nie, is ons het actually 'n kragonderbreking gehad in die helfte van hierdie episode. Welkom. So By Suid-Afrika. ja, so nee. Ag ek's bly man, ek's bly jy het dit geniet. Ek het dit vreeslik Okay, baie geniet. dankie. So ja, sterkte met alles vorentoe. En dan wil ek net baie dankie sê aan ons borge, Outdoor Photo en ODP Rentals. Dankie vir julle en dan dankie aan Weller Clothing. Gaan check hulle bietjie uit. Dit is weller300.co.za. En dan dankie aan Connection Studios en Connection Productions wat vir ons hierdie set bymekaar gesit het en vir ons hierdie studio gebring het. En dan dankie aan julle wat kyk. Ons sien julle weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Cheers. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou storie.